Goeienaand, good evening to all our Kainos people, al ons Kainos mense en familie en vriende van Kainos. Ons is so 2 minute vroeër, net sodat ons al die goed agter mekaar kan kry, dat julle weet wat gaan gebeur. For our English-speaking people, let me just say that this live broadcast will be in Afrikaans, so we ask you to forgive us, and but we need to just keep going in Afrikaans, one language, so that we can keep it short. How it's going to work tonight is I'm just going to give a short introduction, and then Jean will take over, and she will take us to a time of worship. And then I will come back again and I will bring a message and we will have communion together. Nou praat ek weer Engels in plaas van Afrikaans. So, julle verstaan. Maar, so dis hoe dit gaan werk. Ons vra dat julle net baie geduldig sal wees. Tussenin, wanneer ek klaar is en Jean moet opkom, moet ons eers uitgaan hier uit. En dan moet Jean weer opkom. En in die tyd wat sy opkom, kan het dalk 'n paar sekondes vat, dalk 30 sekondes dalk, om net weer haar op te kry, en dan gaan ons 'n lekker tyd van aanbidding hê, en dan as sy klaar is, gaan het weer so 'n paar sekondes vat, sodat ek kan weer oorvat, en dan as ek klaar is, dan gaan Jean ons eindig met 'n lekker tyd van aanbidding, saam as gemeente en vriende, en mense wat saam ingeskakel het. So baie dankie dat julle saam met ons is. Ek is hier met my gesin. 2 van ons seuns is in Warden, maar die res van ons is hier in hierdie lockdown tyd, en ons gaan 'n wonderlike tyd saam met die Here geniet, en saam met julle geniet. Julle kan ons sien. Ongelukkig kan ek nie julle sien nie. Ek sal graag elkeen van julle wil sien, waar julle om julle tafel sit met nagmaal gereed, maar julle kan ten minste ons sien, en ons gaan 'n wonderlike tyd saam hê. Om mee te begin wil ek net dalk verduidelik hoekom ons op 'n Woensdag aand hierdie tyd saam geniet. Daar's 2 redes. Die eerste rede is dat vandag op hierdie tyd, heel waarskynlik nou, terwyl ons nou hier saam is, in Jerusalem in Israel begin die Pasgafees. So ons is in lyn met wat gebeur saam met die Jode in Israel. Ons weet ons is nie Joods nie, maar dit is net lekker om saam die seisoene saam met hulle te vier volgens die Bybelse almanak. Dis die eerste rede. Die tweede rede is, en dis my siening, en of julle dit saamstem of nie saamstem nie, maak dit nie regtig saak nie, maar ek glo dat Jesus was nie gekruisig op die Vrydag nie. Daar's 'n paar redes daarvoor, maar kom ek gaan net so vinnig deur hoekom ek so dink. Jesus het gesê, soos wat Jona vir 3 dae en 3 nagte in die vis was, so sal die seun van die mens in die graf wees. En so ek glo dat as Jesus die Vrydag gekruisig was, dan was hy net basies 1 nag, 1 dag, dalk weer 'n halwe nag in die graf. En dis nou net my siening. Dit maak niks aan jou saligheid nie, dit maak niks of jy hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie. Wat saak maak is of jy jou geloof in Jesus Christus plaas, en die werk wat hy gedoen het in die kruis, waaroor ons vanaand gaan praat. Maar net so vinnig geskiedenis oor hoe dit heel waarskynlik kon gewerk het, of sou gewerk het is. Jesus sou die Woensdag, die Dinsdag aand sou hulle nagmaal gehad het, die Woensdag, die Dinsdag nag sou hulle hom in die tuin, terwyl hy nadat hy gebid het, sou hulle hom kom gevange geneem het, en dan deur die nag sou hulle met hom gewerk het, en vroeg Woensdagoggend sou hy dan voor Pilatus verskyn het. Pilatus sou hom dan verwys het na Herodes, Herodes sou hom terug verwys het na Pilatus toe. Pilatus sou die keuse gegee het aan die mense om hulle om te sê, wie wil julle vrygelaat hê, Jesus of Barabbas, en hulle het Barabbas gekies, en dan sou hulle Jesus geslaan het, gegeesel het, en dan sou Jesus dan saam met die kruis geneem het en gestap het, en dan 9 uur die oggend, Woensdagoggend wat nou vandag is,
in die tyd waar ons nou hier is, sou Jesus dan gekruisig gewees het. En dan ken ons die hele storie, 12 uur sou het donker gewees het vir 3 ure, en dan 3 uur die middag, sou Jesus dan uitgeroep het na God om te sê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my Vader, hoekom het U my verlaat? En dan sou hy sy gees opgegee het en gesê het, tetelestai, in Grieks, wat beteken, dit is volbring, die prys is betaal, en hy sou gesterf het, 3 uur, en dan omtrent 6 uur, sou hulle hom net so voor die Paschafees begin het, sou hulle hom geneem het, in die graf geplaas het, en dan sou hy woensdag nag, van 6 uur begin die Pascha, of die feest van ongesuurde brode, 6 uur, dan sou die volk by mekaar gekom het, met die paaslam wat geslag is, en geoffer is, en hulle sou hulle feestmaal geëet het, soos wat ons nou vanaand gaan doen, en dan sou hy donderdag in die graf gewees het, Vrydag in die graf gewees het, Saterdag in die graf gewees het, en Saterdag nag iewes opgestaan het, want toe die vrouens die Sondagoggend vroeg daar gekom het, was hy al reeds opgestaan. Hoekom sê ek so? Die Bybel sê dat hy moes begrawe gewees het voordat die Sabbat begin. Nou, die eerste dag van die Pascha-vieringe, die eerste dag van die ongesuurde brode, was soos 'n Pascha. Dit was 'n Pascha waar hulle dit moes hanteer het soos 'n Pascha. So voordat die donderdag begin het of die woensdag aand begin het, moes hy begrawe gewees het. Dis net my siening. En dis ook hoekom ons vanaand saam die nagmaal gaan gebruik en saam die begin van die Pascha vier. Dit maak niks aan jou saligheid nie. Dit maak nie of jy gaan hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie. Of jy saamstem met my oor die tydberekening, maar ons doen dit net so om dit in lyn te bring met God se woord en soos wat ons dit so verstaan. So ek wou dit net graag vir julle gesê het. Ek gaan nou saam met ons saam bid en dan gaan ons afgaan en dan gaan Jean aankom vir 'n kort tydjie van lof en aanbidding en dan sal ek terugkom om die woord met ons te deel en dan saam nagmaal te kan gebruik. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons die voorreg het om vandag saam met mense reg oor ons land en reg oor die wêreld waar mense inskakel in hierdie Afrikaanse tyd saam, waar ons saam nagmaal gaan geniet en waar ons saam U gaan vier. Ons gaan vier dat U bereid was om die prys te betaal vir ons, sodat ons vandag vrygekoop kan wees. Vrygekoop van ons sondes, vrygekoop van die dood, en dat ons vandag kan leef oor die prys wat U betaal het. So dankie vir hierdie voorreg wat ons het, om saam te wees. En ons kom bid dat terwyl ons saam is, en terwyl ons nou oorgaan in 'n tyd van lof en aanbidding, en dan weer terugkom na die woord toe, mag ons vanaand U teenwoordigheid beleef in elke huis. In Suid-Afrika waar ons in lockdown tyd is, waar gesinne om hier 'n tafel heel waarskynlik sit, of dalk net saam sit in 'n sitkamer, of waar hulle ook al by mekaar kom, mag ons U teenwoordigheid so beleef. Dankie Here, dankie Vader dat U ons so lief gehad het, dat U seun gestuur het. Dankie Here Jesus dat U ons so lief gehad het, dat U bereid was om die prys te betaal en te sterf aan die kruis. Dankie Heilige Gees dat U ons so lief het, dat U saam met ons is en saam hierdie aand kan deurgaan en hierdie tyd kan deurgaan. Ons gee die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Gee ons net 'n paar sekondes terwyl ons nou oorgaan na 'n tyd van lof en aanbidding saam met John. Baie dankie.